vriende, dit is 'n groot voorreg om vandag so op jou skerm te kan wees op Maandag, wanneer die dramatiese verhaal van die groot lydensweek verder ontvou. Ons het gister gesien hoe Jesus terugbeweeg na Jerusalem toe, Palm Sondag, die skare wat hom vier en wat net hierdie takke voor hom neergooi met Jesus wat dan weer daarin beweeg. En soos wat hierdie groot skare mense daar by die tempel dan feesvier en Paasfees vier, sien Jesus dat mense nie by die tempel kan uitkom nie, want daar het 'n klomp ander goed begin gebeur, daar het 'n klomp handel begin dryf in die omgewing daar en gemaak dat mense wat nie genoeg geld gehad het nie, goed kon gekoop het om te offer by die tempel nie, en hierdie ekonomiese stelsel van daai tyd het mense verhoed om voluit by God uit te kom. En dit maak dan dat Jesus op die einde van die dag kwaad raak vir hierdie wêreldse stelsel wat oorgeneem het en die fokus van God afgeneem het, en dat Jesus dan eintlik almal van die toneel af verwyder. Hy jaag almal uit, hy keer die tafels om, hy gooi die mense almal uit die tempel uit, want dit was nie die oorspronklike doel van die tempel om hier 'n klomp geld te maak nie. Die oorspronklike doel van die tempel was sodat mense by God kan uitkom. En Jesus weet, dis nie meer lank voordat hierdie tempelstelsel afgebreek sal word en dit weer opgebou sal word nie. Maar intussen probeer Jesus vir die mense van daardie tyd die waarheid wys, dat God die belangrikste ding op aarde moet wees. En die vraag is dan, wat is daar dalk in jou lewe wat jou verhoed om voluit by God uit te kom? Wat is daar dalk wat in jou pad staan, wat jy dalk ook soos Jesus uit die weg uit moet ruim, sodat die fokus in jou lewe weer 100% op God kan wees? Kyk gerus ook disipelhand daar na jou Paaskalender, na die prentjie van vandag. En dink saam met ons ook, wat is die dinge in ons lewe wat ons dalk uit die weg moet ruim, sodat ons voluit op God kan fokus, ook in hierdie lydensweek. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Sien jou weer môreoggend op die skerm.